Nou, goeiemôre vriende, ons is dankbaar dat ons weer andermaal saam met mekaar kan wees so rondom die woord van die Here. Nou, ons is al by ons derde boodskap vanuit die boek Spreuke en ek glo u saam met my opgewonde om so 'n bietjie deur hierdie boek te werk. Nou, aanvanklik gaan ons so 'n bietjie gedeeltes hanteer en dan sal ons later bietjie by spesifieke spreuke uitkom. Maar hoe dit ook al mag sê, ek is opgewonde, dis die eerste keer dat ek deur hierdie boek werk en so saam met u gaan ek stap vir stap deur die boek gaan en ons vertrou die Here dat ons aan die ander kant sal uitkom meer verstandig met groter wysheid om die Here dan ook beter te verheerlik in wat ons sê, wat ons doen en hoe ons optree. Nou, ons gaan vanmôre stil staan by die derde boodskap vanuit die boek Spreuke en u sal sien die derde boodskap gaan oor die perikoop daar vanaf vers 7 tot en met vers 19 en daar lees ons baie interessante dinge en ek gaan nie alles vir u lees nie, maar gaan hier en daar 'n vers uitlig en dan bietjie met u praat daaroor. Nou vers 7 begin en ek wil net vir u sê wat die vertalers as opskrif gegee het vir hierdie perikoop. Hy sê standvastigheid teen versoeking in die vrees van die Here. So baie belangrik, die vertaler kondig ook aan dat hierdie gedeelte vanaf vers 17 tot 19 gaan oor standvastigheid teen versoeking. Vriende, versoeking gaan kom. Dit is iets wat ons nie kan vermy nie, dis deel van ons almal se lewe. Maar daar is sekere kosbare waarhede wat ons dan ook in die woord raak sien hoe ons versoekinge kan weerstaan. Nou Salomo begin en hy sê die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte verag wysheid en tug. Nou baie interessant, hierdie woordjie vrees in die oorspronklike taal is nie net die woord om respek te hê vir die Here nie. Wanneer ons praat van die vrees van die Here, vriende, dan is dit baie meer as net om respek te hê vir die Here. Ons kan respek hê vir ons medemens of miskien vir die persoon wat in ons tuin werk, maar ons vrees hulle noodwendig nie. En dis die gedagte wat die Bybel wil deurgee. Daar moet 'n natuurlike gesonde vrees vir die Here wees. Waarom? Want hy is God en ek is mens. Hy is skepper, ek is skepsel. Hy is almagtig, ek is nietig. Hy is heilig, ek is sondig en so kan ons aangaan. Daar is 'n hemelsbreë verskil tussen God en die mens. Daarom moet daar 'n gesonde vrees vir die Here wees. En nou sê die Bybel vir ons dat die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. So ware kennis word opgedoen wanneer ons God vrees en hierdie kennis sal oorgaan in wysheid om dan ook so te lewe om die Here te verheerlik. Vriende, gaan kyk hierdie geskiedenis. Ons grootste wetenskaplikes en van die persone wat die meeste dinge in die wetenskap ontdek het en sekere vindingryke mense was almal kinders van die Here gewees. Skole, universiteite, weeshuise, al hierdie goed was deur kinders van die Here begin. Die wêreld maak verniet asof hulle alles uitgedink het en begin het. Dit was mense wat God gevrees het en deur hulle vrees vir die Here het hierdie goed tot stand gekom omdat hulle geweet het dat 'n samelewing wat God vrees is 'n ordelike samelewing waarin sy mense in veiligheid woon. Toe ons God en sy waarheid en sy woord eenkant skuif en ongelukkig is die meeste geleerdes skuldig daaraan dat hulle God uit die prentjie skuif, beleef ons hierdie wanorde, ons beleef hierdie hartseer en traumatiese tyd waarin kind en jong mens, middeljarige en ou mens ly onder die chaos en die wanorde wat 'n samelewing vir ons na vore bring wat God uit die prentjie uitskuif. Daarom, die vrees van die Here is die beginsel van kennis. En nou, sotte verag wysheid en tug. Ek gee nie om wat se graad jy vanmôre het nie, ek gee nie om waar jy klas gee nie, ek gee nie om hoe geleerd jy is nie, ek gee nie om hoe slim jy dink jy is nie. As jy God se waarheid en God se woord verontagsaam, as jy God nie vrees nie, is jy 'n sot. Die Bybel sê, you're a fool in die Engels. Met ander woorde, dis iemand sonder verstand. Dis iemand wat in die oë van die wêreld miskien lyk of hy kennis opgedoen het en sekere grade verwerf het, maar in die oë van God is hy verstandloos. Hy is absoluut 'n fool, soos die Engels vir ons dit leer. Belangrik dat ons sal sien, vriende, dat dit is net mense sonder verstand wat wysheid en tug verontagsaam. Wat God eenkant skei, wat God uit die prentjie laat. En dit is maar ongelukkig die tyd waarin ons onsself bevind. Ons leiers eer God nie. Hulle is besig met dooies, hulle aanbid voorvaders. Hoe belaglik kan jy kry dat jy 'n dooie mens raadpleeg om vir jou raad te gee om 'n land te beheer? Dit is die tyd waarin ons leef dat ons na allerhande kommissies toe gaan, ons wend onsself na allerhande wetenskaplikes en allerhande dinge terwyl ons die waarheid van God se woord reg onder ons neus het. En daarom het die Here ook vir die koning gesê, die oomblik as hy koning word, moet hy 'n afskrif van die Bybel, die wetboek van God, by hom hê. Dat hy daarin kan lees, dat hy daarin onderrigting kan ontvang, sodat hy weet hoe om met wysheid te lewe. Daarom pleit ek by jou, dat ek en jy mense van die woord sal wees, dat ons deur die lees van die woord 'n heilige vrees vir God sal ontwikkel,
wat ons met wysheid sal bekragtig. Vers 8. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Baie interessant is dat Salomo hier melding maak van sy vader en sy moeder. Baie interessant dat die Here pa en ma gegee het. Luister, daar is nie 'n ding soos 'n huwelik tussen twee mans of twee vroue nie. Dit gaan nie om wat die samelewing sê en wat mense nou deesdae goedkeur nie. Een man, een vrou, uit hulle word kinders gebore en daaruit moet ons dan ook hierdie wonderlike struktuur van die Here sien waarin ons kinders kan grootmaak. Nou hierdie vader moet sy kinders in die tug van die Here leer en die moeder ook moet die onderwysing gee. Baie interessant, die Nuwe Testament sê vir ons min of meer dieselfde. Daar in Efesiërs 6 vers 4 staan daar, en vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Nou hierdie woordjie vader kan ook dui op 'n ouer. Dit is 'n baie besondere Griekse woord wat vir ons basies in die konteks sê dat ouers moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Ouers, julle moet julle kinders opvoed in die vrees en vermaning van die Here. Baie belangrik dat ouers die verantwoordelikheid het, pa en ma. Ons kan nie hierdie taak oorlaat aan die man of aan die vrou nie. Beide is noodsaaklik in die opvoeding van die kinders. En dan sê vers 9, want dit is 'n lieflike krans vir jou hoof en suurlike kettinge vir jou hals. As 'n pa en 'n ma moeite doen om hulle kinders groot te maak in die vrees en vermaning van die Here, wat is die gevolg? Die Bybel sê vir ons, hulle sal vir ons 'n lieflike krans wees, 'n suurlike ketting. Daar sal geen verleentheid wees wanneer ons kinders die samelewing ingaan nie. Ek wil vir u sê, baie kinders is vandag vir hulle ouers 'n absolute verleentheid. Daar is min kinders wat vandag eer bring op hulle ouers se naam, wat in die samelewing uitgaan en deur hulle gesindheid en deur hulle lewe 'n getuienis gee dat ek 'n pa en 'n ma het wat God liefhet en my opvoed in die vrees en vermaning van die Here. Ag vriende, ons was onlangs weer by 'n restaurant en ek het gesien hoe daar die jong kind te kere gaan soos, ek wil nou nie die woord gebruik nie, maar kom ons sê maar soos 'n barbaar. En die ouers probeer heeltyd die kind paai en ek het myself gedink, dis presies die probleem vandag. Ons wil in 'n publieke plek, 'n restaurant waar ander mense is, wil ons kinders nou kwansies kom leer hoe om hulle te gedra. Terwyl hierdie proses alreeds van jongs af by die huis moet begin, sodat as jou kind saam met jou in die openbaar verskyn en nie vir jou 'n verleentheid sal wees nie. Daarom wil ek jou vra, as jou kind nie maniere het nie, leer vir hom maniere van jongs af. Daar bestaan nie 'n ding om vir Boetie en vir Sissie te lag wanneer hulle kwaad of verkeerd doen nie. Vriende, luister, jy gaan die hartseer, bittere vrugte pluk as jy jou kinders nie opvoed in die vrees en in die tug en in die vermaning van die Here nie. Jou kind moet vir jou 'n plesier wees. Jou kind moet jou komplimenteer in die samelewing deur sy lewe, deur sy gedrag en deur sy optrede. Moenie wag dat hulle eers ouer is voor jy hulle begin leer nie. As daardie kind sy verstand begin kry, moet jy daardie kind leer. Daar is sekere dinge wat op sekere tye gebeur en daar is sekere beperkings wat gestel word. Nou vers 10 tot 14 gaan oor die verleiers wat poog om die jong seun te verlei in hulle sondes. Nou vriende, ons dink vandag aan groepsdruk, ons dink aan hoe dit by skole gaan. Ek hoor elke tweede ouer gee die groepe by die skool die skuld. Maar ek wil vir jou sê, as jou kind opvoeg in die tug en die vermaning van die Here, is die kans baie minder dat hulle vir groepsdruk sal val. Ek dink in elk geval dat ouers nie veronderstel is om hulle kinders in 'n publieke skool te sit deesdae nie. Waarom nie? Want die publieke skole is pervers, hulle leerplan is goddeloos, dis lynreg teen die Bybel, die onderwysers is mense wat in opstand kom deesdae teenoor die waarheid van die woord, hulle leer wat die kurrikulum vir hulle sê, en hulle mislei jou en my kind. Hulle is heeldag, die kinders is heeldag by die skool, en hulle word gebombardeer van alle kante. Daarom, so ver moontlik, ek weet dis nie vir almal moontlik nie, maar so ver moontlik kry vir jou kind goeie Bybelse opleiding, en die beste een by wie hulle dit kan kry is by die ouers self. Ons weet daar is omstandighede en ons verstaan dit, maar ek bid u, as die Here vir u 'n geskenk gegee het, 'n kind gegee het, sorg dat jy van kleins af vir hulle leer. Daar is 'n ding soos groepsdruk, daar is verleiers, daar is mense wat sê, kom saam met ons, kom ons pleeg geweld, kom ons laat mense op die einde van die dag ons vrees, en kom ons gaan deur slim en sliep planne onsself verryk, deur ander mense wat ons oorrompel. En nou kom vers 15, en Salomo sê in vers 15, my seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie, hou jou voet terug van hulle pad, want hulle voete hardloop na die kwaad en haas hulle
om bloed te vergiet. Dit is belangrik. Daar's 'n verantwoordelikheid by die kind om nie te val vir groepsdruk nie. Waar gaan hy dit leer? By die ouers. Die ouers gaan dit vir hom leer uit die woord van die Here. Kain word gewaarsku in Genesis 4 vers 7. Die sonde lê en loer voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor heers. Luister, ons kan nie vir almal die skuld gee waarom ons sondig nie. Dit is so dat mense altyd vir ander die skuld wil gee. Is dit nie maar die Adam en Eva syndroom nie? Adam gee vir Eva die skuld, Eva gee die slang die skuld, en eintlik indirek gee hulle die Here die skuld. En ons moet ons kinders leer, die sonde lê en loer voor jou en my deur. En die Bybel sê vir ons, die sonde se begeerte is om my te vernietig. Wat moet ek doen? In die krag van die Here daaroor heers. As ek nie daaroor heers nie, gaan sonde oor my heers en dit gaan hartseer en verdriet in my lewe veroorsaak. Belangrik dat ons sal sien, vriende, dat hierdie perikoop van vers 7 tot vers 19 gaan in besonder oor die feit, vrees die Here, vader en moeder, voed jou kind op in die tug en onderwysing van die Here. Belangrik dat die kinders se optredes vir ons 'n sieraad moet wees en vir hulle 'n getuienis moet gee dat hulle 'n goeie opvoeding het en dat hulle God verheerlik. Pas op vir die verleiers en die groepsdruk. Onthou die sonde lê en loer, maar jy moet daaroor heers. En onthou maar jy het 'n verantwoordelikheid en deur die krag van die Here kan jy meer as oorwinnaar wees. 'n Kort opsomming van hierdie klompie versies. Daar is nog baie wat ons daaroor kan sê, maar ek bid dat u verdere navorsing sal doen, dat die Here vir jou staande sal hou, dat die verleiers nie jou lewe sal kom verongeluk en jou lewe kom beïnvloed, sodat jy later met bittere spyt sal terugkyk en sê, het ek maar geluister nie. Mag die Here vir ons genade gee, onthou dis nooit te laat om te verander nie. Die Bybel sê dat die Here het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Ouer, is nooit te laat om jou kinders te dissiplineer, om jou kinders te leer van God se woord nie. Begin vandag, moenie uitstel nie. Onthou, elke dag is 'n dag verder en 'n dag langer, en een van die dae sal uit ons huis, en wat ons ingebou het in hulle lewe, sal die Here ook gebruik om homself te verheerlik later. Seën vir u, baie sterkte, en ons bid vir mekaar tada.